Hoorie, so ons skop vandag 'n nuwe reeks af en dit is die voorloper tot die 40 days. So ek wil jou regtig vra vir die volgende, wat is dit nou? 8 weke, nee. Dis 8 weke. Moenie 'n Sondag mis nie. Okay. Moenie. Sê vir jouself vandag, ek gaan vir die volgende 8 weke nie 'n Sondag mis nie. Ek gaan opstaan en opgewonde wees vir dit wat voor lê. Okay, hoekom? Want ons begin praat vandag oor verbeel jou. Nou, hier is die ding wat ek jou vanoggend wil vra is, wat se prentjie kom by jou op as jy die woordjie kerk of gemeente hoor? Is die ding mos, ons dink eintlik in prentjies, né? Nee. So, gou net weer, en julle het al gehoor ek sê dit, woorde het nie betekenis nie, maar betekenis het woorde. So outomaties wanneer ek die woordjie kerk hoor, dan is daar 'n prentjie in my kop. Hoekom? Want ek het betekenis aan dit geplaas op 'n spesifieke manier en daarom het die woord 'n spesifieke uitdrukking wanneer ek daaroor dink. En baie van ons nou net het gedink aan 'n gebou. Of moontlik tyd op 'n Sondag of 'n plek waarheen ek gaan. Nou dis juist die ding, nee. Sodra ons praat van die woordjie gaan, dan sê dit is buite myself. Ek gaan na iets toe. En dit beteken ook, ek hoef nie daartoe te gaan nie. Nee, as Erika vir my sê, sy gaan mall toe, dan sê ek gaan nie, saam met jou nie. Hoekom? Want ek wil nie saam met jou gaan nie. En dis ongelukkig die plek baie keer, wanneer ons hierdie verwysing het, dat ek besoek net. Ek gaan na iets toe, ek besoek net. Die bekommernis in daardie spasie is dat ek distansieer myself van kerk. En op die einde van die dag, hoekom gaan ek dan na hierdie kerk toe? Die realiteit is baie keer om oor Jesus te hoor. En nou is die probleem is dat as ek kerk toe kom om oor Jesus te hoor, dan is jy afhanklik van iemand anderste om jou te leer oor wie Jesus is. En op die einde van die dag is ek nie 'n disipel nie. En 'n disipel is eenvoudig iemand wat 'n student is van Jesus Christus. Hy is die voorbeeld, nie Abraham nie, asseblief nie. Nee, ons kan wel sê soos Paulus, soos wat ek Christus volg my. Maar die realiteit is, ons is disippels van Jesus Christus. En in hierdie proses moet ek self deur hom, wat die meester is, gedisipel word. En hierdie is 'n samekoms wat hy bestem het. En daarom het ek nodig om te verstaan en begrip te kan hê, hoekom het hy die kerk begin? Sodat wat kan gebeur? Sodat ek die regte prentjie het. Nou ek wil jou terugvat na Genesis toe. Want dit is mos maar alles waar alles begin het, nê. Veral as jy al die Bybel so 1 of 2 keer gelees het, van die begin af. Dit help nogal om die storie te verstaan, maar daar's 'n gedeelte wat geskryf word vir my en jou. Die Here God het ook gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Nou, baie keer wat ons nou hier dink is dat man en vrou, nee. Die realiteit is, hoor wat sê hy sê die mens. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Van die begin af het God vir hom 'n familie gekies. En gesê dat, wag 'n bietjie, hier is iets wat moet gebeur. Onthou nou net gou, daar's 'n groot gedeelte wat God aan Adam en Eva gee. Ek nou haak ek vas. Hy sê vir hulle, hoor hierso, terwyl hy hulle geseën het, hy vir hulle gesê, vermenigvuldig, nê, nee, vul die aarde, heers oor die visse van die see. Kyk wat gou gebeur hier. As God 'n spesifieke prentjie het vir die aarde, sê hy, dit is nie goed dat die mens dit alleen doen nie, maar dat hy dit saam doen. Hy het 'n helper nodig. Ons het mekaar dus nodig. In hierdie proses van ontwikkeling het ons nodig dat ek en jy moet besef, wag, van die begin af het God hierdie familie
in gedagte gehad. Hierdie familie wat 'n spesifieke doel het. En hierdie familie bou saam met hom aan wat? Aan sy skepping. As jy nou mooi daaroor dink, nee, hierdie gedeelte wat aan Adam en Eva gesê is dat, hoor hierso, vul hierdie aarde met wat? Hierdie is 'n skepingsnarratief, dis 'n oomblik waar ons 'n klomp goed oprig in ons samelewing, maar saam. Dit is nog altyd ten doel dat hemel en aarde hierdie realiteit word vir my en jou, wat hier op aarde ons plek het, en hierdie aarde wat ons natuurlik vul met God se heerlikheid. En daarom, wanneer Paulus met Korinte praat, help hy hulle om te sê, gou, wat, julle het iets gemis van die doel van kerk wees. En hy skryf hulle in 1 Korintiërs 3 vers 9, weer eens, nee, hier is 'n brief wat gelees word aan die gemeente, en dan sê hy, ons is medewerkers van God. Kan ek gou vir jou sê, as ek en jy nie die regte prentjie het van waaraan ons werk nie. Jy sien, hier is ons groot probleem. Soveel van ons leef met die verkeerde eskatologie. Nee, dis nou 'n massive woord. Dis eintlik net eindtydteologie. Ons leef met 'n wegruk komponent. Escape theology. Ons wil net wegkom. Hierdie aarde is so sleg. Waartoe wil ons gaan? Ag, Here, ek wil net hemel toe gaan. En kyk gou wat gebeur as my prentjie dit het. Hoe impakteer dit die manier hoe ek hierdie wêreld engage? Dit wat God vir my en jou geskep het. So hy help ons om te sê gou, hier is 'n gedeelte wat ek en jy moet verstaan. Ons is God se medewerkers, en dit beteken as ons medewerkers is, solank soos wat ek en jy hier is, solank soos wat daar mense is God besig om wat te doen? Om te bou wat hy wil hê 'n realiteit moet word. Daarom sê hy vir ons, julle is God se saailand. God se bouwerk. So kyk gou net hoe intentioneel is Paulus met sy manier hoe hy dit beskryf, om te sê dat ek en jy is die saailand. En ons is God se bouwerk. Beteken God is besig om iets te doen in my en jou en deur my en jou. Maar ons saam. Dis nie 'n gedeelte waar dit onaktief is nie. Dis 'n aktiewe komponent wat besig is om voor te bring wat God bestem het. As jy saailand het, wat is die doel daarvan? Ek wil, 'n boer gaan mos nie in saailand en hy saai sy land en dan verwag hy niks nie. Hy verwag mos 'n oes. Hier is iets wat moet opkom. En dis presies in hierdie beeld wat hy wil hê ons moet sien. En as ek en jy die regte beeld het, dan verstaan ons waarvan ons natuurlik deel is. Kan jy onthou dat Jesus met Petrus gepraat het oor, eintlik met sy disippels? Hy het vir hulle gevra, wie sê die mense is ek? En toe het hulle mos nou 'n klomp goeters wat hulle gesê het, maar toe vra hy vir hulle, en wie sê julle is ek? En Petrus het mos geantwoord en gesê, u is die Christus. Christus natuurlik is nie Jesus se van nie. Christus beteken, hierdie is 'n titel eintlik, 'n posisie, koning. Dis wat dit kom, jy is heerser, jy is die Christus, die verwagte koning, die seun van God. En nou sê Jesus iets vir hom. Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou hierdie woordjie kerk het vertaling gekry deur die Duitsers, kerkje. Dit was nooit dit nie, dit was altyd ekklesia, dis die Griekse woord. Dis die uitroeping, dis eintlik 'n Romeinse verwysing van waar hierdie ouens uitgeroep is in 'n omgewing dat wat kon hulle doen? Hulle moes 'n kolonie vestig. Hulle moes 'n nuwe kultuur vasmaak. En juist dit kom hy en hy sê op hierdie rots, op hierdie onbeweeglike openbaring, dat hy koning is,
Op hierdie verwysing gaan hy wat doen? Hy gaan sy eklesia bou. Kan jy gehoor? Dis nie 'n finaliteit nie, maar is 'n proses. En dan kom hy en hy sê die poorte van Hades, die dood, sal dit nie oorweldig nie. Kan ek jou gou net in daai spasie inbring? As God sê daar is niks wat hierdie verwysing wat hy besig is om te bou kan vernietig nie, hoekom is ons bekommerd daaroor? Want ek hoor hoe mense bekommerd is oor die kerk. God bou dit. Ek is eerder bekommerd oor die mense van die kerk. Want die kerk bestaan uit mense. Die kerk is nie 'n gebou nie. Dis die mense van God. En hier is die probleem. As ons nie dieselfde beeld kan hê van wat God doen nie, is ons almal besig om in verskillende rigtings in te leef, wat nie die resultaat bring van wat God bestem het, om deur my en jou, en met my en jou te doen nie. Hy bou. Ons bou saam. Jou gawes, jou hande, jou verbeelding is deel van hoe hierdie bouwerk gaan klaarkom. Ek dink een ding wat ons baie keer mis is dat ons besef nie hoeveel keer God ons verbeelding gebruik nie. Die Hebreërskrywer help ons om iets te sê en te dink oor. Hy sê, want hy het die komende wêreld, dis God, het die komende wêreld. Nou, sodra ons komende wêreld, dan dink ons baie toekomstig, nê? En ons brein gaan baie keer na 'n nuwe konsep toe, in plaas dat dit gaan na 'n konsep van waar die wêreld dan is, soos God dit bestem het. Wanneer laas het jy jouself by 'n plek gekry om te sê, hoe lyk hierdie wêreld anders as dit betrek is met God se heerlikheid? Hoe lyk dit anders in my skool? Hoe lyk dit anders in my besigheid? Hoe lyk dit anders in die plek waar ek funksioneel is, as dit wat God vir my en jou bestem het, reeds al deel is van hoe ons leef? Maar hier is die probleem, kyk gou gebruik ons verbeelding. En verbeelding in hierdie konsep is nie iets van airy-fairy is nie. Openbaring 21 vers 5 sê God, kyk ek maak alles net. Kyk ek maak alles, ek is besig, dis proses, maar ek werk saam met julle. Ons nou die eklesia, die kerk, die liggaam van Jesus Christus wat uitgeroep is besig om saam met God wat te doen. Ons is saam met hom besig om die kolonie te bou hier op aarde. Ons is besig om 'n nuwe realiteit te maak vir mense om wie te ontdek, God te kan ontdek. Hy sê hierdie komende wêreld waarvan ons praat, het hy nie aan engele onderwerp nie. Hy sê hy het alles onder sy voete gestel. Deur alles aan hom te onderwerp, het hy immers niks oorgeslaan wat nie aan hom onderwerp is. Wanneer laas kan jy dit gesien het? Hoe lyk dit as alles onder God se voete is? Maar kan ek jou gou net help, hoe lyk dit as alles onder ons voete is? Want jy sien, as ek en jy onsself nie kan kry dat ons dit kan sien nie, want ons is op pad. Nou help hy ons. Hy sê, nou sien ons egter nog nie dat alles aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus met heerlikheid en eer gekroon. Wanneer laas het jy jouself verbeel wat dit lyk as jy Jesus sien as koning op sy troon? Hoe lyk dit? Daar's iets net, en is so eintlik 'n side note. Daar's iets wat ons baie keer gebruik in ons taal. Nee, ons sê dat God is in beheer.
Nou kan ek gou sê, en ek wil jou net help met daai gesprek, is as ons praat van God regeer, is dit anderste as God is in beheer, want as ek en jy praat van God is in beheer, dan sê dit ons het geen meer eie wilsbesluit nie. Maar as ons praat van God regeer, dan sê dit ek en jy het ontdek dat hierdie koning 'n spesifieke funksionaliteit het van waartoe ons gaan, en omdat hy regeer en ek deel is van hierdie koninkryk, is ek besig om wat te doen. Ek is besig om myself te belyn met dit wat hy wil vermag. Daarom as ek hom nie kan sien as koning oor hierdie aarde nie, hoor gou, gaan jy nie kan sien hoe lyk hierdie aarde gevul met sy heerlikheid nie. Ons gaan nie kan insien hoe dit anderste lyk nie. Daarom sê hy, ons sien nog nie dat alles onder hom onderwerp, maar ons sien hom reeds as koning. Hy regeer reeds as koning. Nog nie elke knie het gebuig nie, nog nie elke tong het getuig nie. Maar die realiteit is, as ek dit nie kan sien nie, kan dit nie 'n realiteit eintlik word nie. En dis wat geloof is. Die Hebreërs skrywer vat ons, maar hier is ons probleem is dat ons baie keer gaan en ons vat hierdie as 'n individualistiese gedeelte wanneer ons kom by Hebreërs 11 vers 1. Wat sê geloof dan is 'n vaste vertroue in dinge wat ons hoop. Maar die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Weet jy wat is die bewys? As iemand sy hart vir die Here gee, nê, en sy lewe begin transformeer, kan jy gou iets sien van die hoop wat ek en jy het. Die hoop is nie hierdie gedeelte wat nie realiteit is nie, want as die koning reeds gekroon is met eer en heerlikheid, raak hoop vir my 'n sekerheid. Dis asof ek en jy gehoor het dat Driekus gewen het in die fight, nê? En dan gaan kyk jy die wedstryd en dink hy gaan verloor. Dit kan ons nie wees nie. Dis presies so baie van ons leef. Ons leef met hierdie gedagte dat hy is koning, maar hy gaan iewers te langs die pad dalk moontlik verloor. Hy kan nie. En daarom het ek en jy as gelowige 'n ander perspektief, want wat hoop ons nou? Wat is ons oë gefestig op? Dis hoekom hy sê Abraham, Isak en Jakob kon wat? Hulle kon in tente woon. Hoekom? In die beloofde land. So hy sê hulle kon in tente woon in die beloofde land. Hoekom? Want hulle het 'n ander stad verwag. Wat was daardie verwagting? 'n Verwagting dat hierdie stad gebou is deur die Vader. Ek wil hê maar dit hoor. Hy is die beeld wat God gee vir my en jou. Ons is die ander land, waarvan hy die Vader is, wat hulle verwag het. Waarvan hy heerskappy kom neem het. En nou sien ons dit anders. Ons sien hoe die gebroke deel geraak het van dit. Ons sien hoe die verlorenes gered word. Ons sien hoe hierdie aarde anders word. Oor die feit dat ek en jy geroep is om saam met God te bou. Daarom kom Paulus in Efesiërs en hy sê vir my en jou volgende, dat die oë van wat? Van ons harte verlig word. Luister, hy sê nie, kom ek e-pos vir jou 'n plan nie. Ek gaan vir jou WhatsApp wat nou moet gebeur, nie. Hy sê, wat moet hy doen? Wat kom doen hy? Hy sê dat ons oë van ons harte verlig kan word, sodat ons kan insien. Wanneer laas het jy jou verbeel, hoe lyk hierdie aarde as God se heerlikheid dit vul? Jy sien, maar dis wat gebeur. As hy die oë van ons harte oopmaak, sodat ons kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied. En hierdie roeping is waar hy ons uitgeroep het, die eklesia,
Sy kerk. Want dis wat Paulus kom skryf. Hy sê, wat gaan hy nou doen? Hy gaan deur sy kerk hierdie aarde vul. Dis waar ek en jy deel raak. Ons raak deel van hierdie gedeelte. Maar die feit is dat verbeelding is hierdie element waar ek en jy moet verstaan en begrip hê van waarmee is God besig? Wat is God se plan nog altyd? Interessant. Dawid skryf in 1 Kronieke 29 vers 18 praat hy van God kom help ons om hierdie droom te bewaar sodat wat kan gebeur? Sodat ons harte van die volk gerig kan word. Dit was in Kronieke wat hy dit skryf. Dit is van die begin af die plan van God, dat hierdie nuwe familie wat hy oprig, waarvan Israel net 'n voorbeeld was, waar ek en jy nou onsself bevind, laat ons nou hierdie wêreld vul met God se heerlikheid. Hoekom? Want ons het die koning ontdek. Ons verstaan, hy regeer. En ek en jy, ons leef binne in hierdie nuwe verwysing. Dit word my nuwe realiteit. So ek wil jou vanoggend uitnooi om jou verbeelding te gebruik. Hoe lyk hierdie aarde? Hoe lyk hierdie stad? Hoe lyk hierdie strate? Hoe lyk die families in ons omgewing? Verbeel jou net vir 'n oomblik 'n gemeenskap waar gebrokenis heel gemaak word. Waar niemand vergete is, nê? Waar daar vir elke mens 'n plek is om te behoort en vir elke mens 'n plek is om by te dra. Dink net vir 'n oomblik en verbeel jou die tempeldroom waar elkeen die wil van ons Vader doen. Sien, ek wil jou huiswerk gee die week om op 'n klip te gaan sit. En ons het mos nou hierdie mooi plek van ons. Jy weet, daar's baie klippe langs die see. En laat jy jouself die vraag afvra, Here, as ek nie meer net probeer wegkom nie. As ek regtig glo dat U hierdie plek, hierdie mense, hierdie stad deel van die droom gemaak het, hoe behoort dit dan te lyk? Want jy sien, as ek en jy dit kan sien, dan kan ons daartoe begin leef. Maar as ons dit nie gaan sien nie, gaan ons nie daartoe leef nie. Maar God ons verbeelding weer wakker maak. Dat die oë van ons harte verlig sal wees, sodat ons kan insien wat die hoop van sy roeping bied. Dat kerk nie is waantoe ons gaan nie. Maar kerk is wie ons is. En oralste waar ek en jy gaan hy. En is hy met my en jou? Is hy by my en jou? Om wat te doen? Om hierdie aarde te vul met sy heerlikheid. Kan jy jou verbeel? Hoe lyk die skool in ons omgewing as dit vol is? Kan jy jou verbeel? Hoe lyk ons regering? As dit vol is van die heerlikheid. Hoe lyk ons howe? As mense ontdek het wie hulle in Christus, kan jy jou verbeel, hoe lyk die sportvelde?
Kan jy jou verbeel hoe lyk die kunste in ons omgewing? Kan jy jou verbeel hoe lyk besigheid? Kan jy jou vanoggend net verbeel hoe lyk ons huise? Dis waarvan God ons deel maak. En hy roep my en jou uit om te sê, kan ons net weer gaan sit op 'n klip en onsself verbeel, groter droom as wat dit moontlik is, want baie keer wil ons net die moontlike sien, maar hy bring ons in die spasie en sê, kan jy droom wat ek droom, want dit wat onmoontlik is vir jou, is moontlik vir my. In die begin het God gespreek, en hy het geskep hemel en aarde, hy het geskei lig en duisternis, uit die grond het voorgekom, en hy het uit die stof ons gevorm. Dis die God wie ek en jy aanbid. En hy nooi my en jou in daai spasie, en hy sê, droom saam met my van hoe dit kan lyk hier en nou. Dis wat hy ons nooi. Want dan leef ons dan. Mag jy vanoggend die Godspraak hoor in jou hart. Sodat jy nie opgee en oorgee aan iets anders nie. Maar hom op sy woord vat. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Amen. Kom ons bid. Jesus in alles is, God kom hom geopenbaar deur U. In die begin was hy. Hy was met God. Hy is God. En sonder U het niks ontstaan wat bestaan nie. En ons staan in hierdie openbaringsoomblik waar ons wil verbeel. Nie met 'n sterretjie komponent nie, maar met die realiteit van wat U gesê het. Kyk, ek maak alles net. Here, mag hierdie vir elkeen van ons 'n nuwe realiteit word, oor hoe ons dink oor ons land, hoe ons dink oor ons gemeenskap, ons dink oor die kerk, en hoe ons dink, Here, oor ons gesinne, en elke liewe persoon wat daar buite is. Ons eer U. Ons eer U dat U ons deel gemaak het van hierdie. En mag ons dit aangryp vanoggend met alles in ons. Om te sê, Here, maak ons verbeelding weer wakker. Om te kan sien wat die hoop van die roeping in het. In Jesus naam. Amen.